welkom. Dirk is ons uitvoerende voorsitter. Dirk staan op, is baie nuwe lede. Dirk staan. Almal ken vir Dirk nou, as die uitvoerende voorsitter. Ons val onder die AAI Weskaap, baie welkom. En dan ook advieskomiteelede, platinumlede, dagbestuur, bestuur, erelede en Ilde wat ons social media doen. Dan wil ons ook dankie sê vir EJ's met die pragtige klank wat hulle opstel. Ons klank is op YouTube, ons gaan wêreldwyd. Julle, Washington DC bel ons, New York bel ons, dan sien hulle ons. Ons is wêreldwyd. Ons is nie net lokaal of in Drakensberg nie. Ons slaan hier die hele Weskaap. Ons is die grootste sakekamer, ons het sakekamer van die jaar, laas jaar gewen. Ons is trots op onsself, want ons kan bou. Ons verwelkom ons burgemeester vanoggend hier, burgemeester Steven Korabi. Hy is een van ons erelede. En julle moet weet, as hy nie hier is nie, gaan hy 'n boete kry. So ons gaan nie met ons speel nie. Die munisipaliteit moet weet. En ons verwelkom ook vir Timmy Kloete en vir Chris Marie van Drakensberg munisipaliteit. Ons werk baie nou saam met Drakensberg munisipaliteit. Timmy werk op die besighede geleenthede, Chris Marie werk op toerisme en ons werk lekker saam met ons Drakensberg munisipaliteit. Ons het 'n top munisipaliteit in die land, ons is trots op ons munisipaliteit en julle moet weet, dis hoekom Drakensberg Saakkamer ook gewen het. Ons is almal wenners in Drakensberg. Baie welkom, wat is dit meneer? Ons het so baie nuwe lede. Baie welkom aan al die nuwe besighede. Pragtig, ek is bly. Dan wil ek vanoggend gou ook 'n spesiale woord van verwelkoming doen aan ons hoofborg. Sean Koemin, Grobler en staf van Business Partners, hulle is ons hoofborg vanoggend. Waar is die manne? Staan net op. Koemin, waar is julle? Kom, staan net op. Business Partners, dis die manne. As julle enige iets wil hoor van Business Partners, praat met die manne, hulle donkerblou hemde aan en hulle werk met ons besighede. Hulle kyk na jou besigheid, hulle kyk waar jy finansiëel geondersteun moet word. Praat met hulle, asseblief julle, dit is baie welkom. Dan wil ek net gou vir Roxanne van Trekker vra om vorentoe te kom. Roxanne het deur 'n baie swaar tyd gehad. Sy is die enigste persoon in Drakensberg of die enigste persoon in die Weskaap wat 'n oop hartoperasie gehad het. Weet jy? Jo, wat het jy gehad? Ja. Julle, hierdie vrou het deur 'n baie swaar tyd gegaan. 3 maande in die hospitaal intensief. Wonder wie van julle sal daar weer kan gaan. Ek is so bly jy is hier vanoggend. Ons is baie trots op jou. En ons is baie, gaan eet lekker, ons kom nou sakekamer afweer. En regtig, ons het so gebid vir jou. Maar ek is trots op jou. Trekker, baie dankie. Ja, dit is 'n moeilike tyd gewees vir ons daan. Sjoe. Dankie Here, ek hoef dit nie te gedoen het nie. Ek weet nie of ek dit sal kan doen nie. Ek roep vir Dirk Breitenbach vorentoe vir die voorwoord van die voorsitter af. Dankie Dirk. Reg, nou Frans is nou alles gesê, dis daar nie baie vir my te sê nie. Maar goeiemôre almal. Welkom, besigheidsleiers, besluitnemers, burgemeester en gaste hier teenwoordig. Dit is my 'n voorreg om 'n paar gedagtes met u te deel hier by ons eerste koffiegeleentheid van die jaar. Dan wil ek net weer dit herhaal, want ek dink dit is belangrik dat ons heeltyd bewus bly daarvan. Die doel van ons sakekamer is om te verenig, te adviseer en te bemagtig. Wat bygewerk en gepubliseer is op ons webwerf met onder andere ons individuele strewe om van die beweging 'n sukses te maak, sodat dit kan funksioneer en erken word as die stem van die klein en medium organisasie besighede in die stad Drakensberg. Soos u nou al bewus is, het ons die toekenning as die sakekamer van die jaar 2025 gewen en ons werk reeds daaraan om dit weer in 2026 te herhaal. Met die oog op beter diens aan ons lede, want mens kan net voortdurend verbeter. Ook aan die gemeenskap, ons
deel van ons missie en visie is dit ook om die gemeenskap tegemoet kom waar ons dit kan bekostig en waar het nodig is. Die Sakekamer familie, sy lede, het in 2025 skitterende agents daarin geslaag om eenheid en diensvoortreffelikheid te verseker, as ook die stem van besigheid in Drakensberg te wees. En ook om die stad Drakensberg, die burgemeester wat al die toekennings verlede jaar gekry het, om dit waardig te wees. Ons streef daarna om dit te ondersteun. Operasionele sake, personalia, ek het nou nie die verjaarsdae nie, maar ek kan net sê aan almal wat in Desember en Januarie verjaar het, veel geluk, mag julle nuwe jaar vreugdevol wees. Die nuwe aankomelinge en hulle die wat nuwe aankomelinge in hulle families gekry het, veel geluk, mag daar nog baie wees. Die nuwe lede in die afgelope maand, Francis het in Desember en Januarie 9 nuwe lede gewerf. So, sy is weer eens maar die bemarker van die jaar. Vermeldings, Ilde Meyer, wat so getrou al portefeuille sosiale media hanteer vir ons. Ek hoef nie eens daaraan te dink nie, sy doen dit nie. Selfs gerus met Ilde sou hy hulp in die verband vir die eie besigheid benodig. Johan Rademeier, hy hou wag oor ons besigheidsbelange by die plaaslike munisipaliteit. Ons handhaaf uitstekende verhouding met ons munisipaliteit wat hy vir ons hanteer. Ek sal verklaar, is net met 15 bladsye. Melchior Ringelbrecht van WVSA, Bosse Vissers Suid-Afrika, help ons om op die regte pad te bly met finansies. Dit is onontbeerlik vir die Sakekamer se lede om vertroue in die hantering van die ledegelde te hê. Nader om gerus as die uitdagings met die eie boekhouding of voldoening ondervind. Natuurlik, Francis, ek wil net weer sê, vir jou onvermoeide ywer, wat jy in die dag lê om voortdurend nuwe lede te werf en die persoonlike verhoudinge in die Sakekamer lewendig te hou. Ek kan nie seker goed doen, net sy weet toe. Finansies, ek herhaal graag net weer die top finansiële bydraers vir 2025, wacht, Uniclox, Auto Investments, Jerry Paul, Certec, CTM Business Partners en al ons platinum lede. Al bydraers word hoog op die prys gestel en maak 'n reuse verskil. Ek wil net sien, ek het ietsie so geskryf van onder personalia wat ek net noem. Een van ons platinum lede, Sophia, die slop, het 'n vratsongeluk in 'n reis gehad. In die kombuis kan julle dit glo. En sy is ernstig beseer in die proses. Sy was in die hospitaal opgeneem en hulle het haar toe maar toegewerk en ek weet nie wat alles nie. En sy gaan nou nog aan met behandeling. Ons dink aan haar. Finansies gaan nie weer praat nie. Toekomsblik. Hoe wat hy hou die toekomstfonds in? Die nuwe, hoë kwaliteit woonbuurtontwikkeling tussen VW en Soensvlei. Is in 'n gevorderde stadium, as op die lughawekompleks. Burgemeester sal 'n bietjie meer vir ons daarvan vertel, want hy weet wat alles daar gaan. Dit gaan ongekende finansiële vooruitgang en voordele vir die hele gebied hê. Ons sal graag met burgemeester nou wil hoor wat gaan daar aan. Ek weet die lughawe begin hierdie jaar bou. En dan net so 'n stukkie pitkos of padkos, wat kan maar sê, jy kan maar kies wat jy dit as sien. Jy kan die raad vat of jy kan dit vergeet. Jy is die een wat jou besigheid die beste ken. Ek herhaal, jy die besigheidseienaar en die besluitnemers, julle ken julle besigheid. Dink bietjie hieraan. Ek het die padkos ook in Desember in my toespraak ingesluit, maar ek dink julle gedagtes was dalk op julle komende welverdiende vakansies gefokus. Herkou asseblief weer hieraan, want dit geld vir die hele jaar. Droom met jou oë oop. Wees realisties. Ek het terugvoer gekry van ons lede wat nogal begin dink het oor hoe moet mens droom? Realisties. Jy kan nie sê daai persoon is 'n chirurg geword, nou kan ek ook nie word. Jy moet wel realisties wees. En dan sê ons ek ook so waag dit om te droom en droom om te waag. Want besigheid is mos risiko. Jy neem die risiko as die entrepreneur
en jy verwag 'n rendement daarop. Mens doen niks vir nie. Die toekoms begin nou. Ek weet te min om pessimisties te wees. Praat van normaal nie net van my nie. 'n pessimist is 'n optimist met ondervinding. So, onthou dit. Iemand vir jou sê jy is pessimisties, dan is dit nie noodwendig 'n negatiewe opmerking. Fokus op die toekoms, en nie andersom nie. Hou in gedagte dat daar verskeie sake en persoonlike afrigters onder ons lede is, wat u vir hulp kan wees om na die volgende vlak van uitnemendheid te kan beweeg. Span hulle in. Sakekamer wens sy lede sukses toe vir 2026, mag die besighede floreer en die gesinne 'n bron van motivering vir julle wees. Ek dank u vir die tyd. Pastoor Abel net vinnig vir ons 'n kort gebed doen. Burgemeester, kan jy vorentoe kom? Hulle het pastoor Abel vir ons dra gestaan munisipaliteit en die saakkamer saam gaan bid. Ja. Baie dankie Francis, goeiemôre almal. Ek wil net voor ek bid, wil ek net hierdie skrif aan die voorhou. In 1 Kronieke 29 vers 12. En die rykdom en die eer kom van U, en die heers oor alles, en in U hand is krag en mag, en in U hand is dit om alles groot en sterk te maak. By die Engelse mense, 1 Chronicles chapter 29 verse 12, all riches and wealth come from you. You rule everything by your strength and power, and you are able to make anyone great and strong. God bless you. Let us pray. Ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir oggend dat ons in 'n nuwe dag staan en 'n nuwe jaar. Baie dankie dat die Sakekamer vanoggend besef dat sonder U is alles te vergeefs. En daarom dank ons U vir besighede teenwoordig en besigheid eienaars. Ons dank U vanoggend ook vir die munisipaliteit wat betrokke is, die burgemeester in ons teenwoordigheid. Ons bid vandag, Here, omdat ons besef hierdie jaar wat voor lê met alle besluitnemings, met alle uitdagings, het ons U nodig. En daarom bid ek dat die gees van wysheid en insig en kennis, die vermoë van God, dat U besighede sal help in groei en ontwikkeling in alle areas. Ons plaas ons vertroue in U, in menslikheid faal ons, maar wanneer ons vermoë vir U gee, maak U dit moontlik. Ek bid die seën van die Here vandag oor die hele Sakekamer, oor die bestuur, oor Francis en Dirk wat reg voorlê. Ons bid dat U hulle seën, hulle opofferinge, hulle toegewyd het. En in elke besigheid eienaar, elke rolspeler, dat U naam verheerlik word. Ek bid dat die ekonomie van Drakensberg en oral, en selfs die Weskaap, verander en beïnvloed sal word deur besighede wat produktief is en 'n seën bring in die lewens van mense. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie pastoor, ons waardeer dit baie hoor. Ek gee oor aan ons burgemeester Steven Kurabi. Ek weet nie dat baie van die nuwe lede hom ken nie. Hy is ons leier van ons dorp, leier van Drakensberg. Ons is baie trots op jou en hy's 'n pragtige man. Vertel ons, burgemeester. Goeiemôre almal. Baie dankie vir die uitnodiging. Ook so 'n jaar terug, bietjie meer as 'n jaar terug, toe het ek die eerste besigheidskamer ontbyt bygewoon. En toe was daar net 'n paar mense. Nie baie gewees nie. So 'n paar. En kyk hoe hulle gegroei, Francis. Dirk, hulle het gegroei. En ek wil vir julle twee baie geluk sê met
die prestasie wat julle behal het om die besighede bymekaar te kan bring en te kan praat. En dit, voordat ek iets daaroor sê, ek wil net vir die pastoor sê, baie dankie dat u die vergadering op die dag geopen het met 'n gebed, want sonder God kan ons seker niks doen nie en nergens heen kom nie. Baie dankie daarvoor. Ek groot waardering daarvoor. Ek wil die nuwe besighede wat in Drakenstein kom, welkom heet in Drakenstein. En ek hoop dat u suksesvol sal wees, dat u besigheid sal bedryf, ten voordeel nie net van uself nie, maar ook baie belangrik ten voordeel van die gemeenskap en ter ondersteuning ook van die gemeenskap. Kom ek vertel u net die nuwe lede vinnig van Drakenstein munisipaliteit of van die munisipaliteit. Ons taak in die munisipaliteit is, wanneer ons kyk na die ekonomie van die land, wat gebeur binne die land, sien ons dat ons ekonomie sukkel, die besighede sukkel, dit gaan nie maklik daar buitekant. En wanneer ons kyk na hoe besigheid en die ekonomie bestuur word, dan sien ons die sentrale mag van die regering betrokke binne in besigheid. In Drakenstein glo ons daaraan om 'n oop veld daar te stel. Ons probeer om geleenthede daar te stel. Ons glo daarin dat elke persoon in Drakenstein, elke besigheid in Drakenstein moet 'n gelyke geleentheid hê en die geleenthede gebruik wat daar in Drakenstein is om te kan ontwikkel. Ons glo daarin dat ons regverdigheid vir almal en gelykheid vir almal en dat elkeen tot sy volle potensiaal te kan ontwikkel. En dit bring ons by 'n baie belangrike funksie van die munisipaliteit. En dit is nie om vir besighede voor te skryf en besighede te wil bedryf vir die besigheid en vir die ekonomie van Drakenstein nie. Ons taak is enkel en dit is om die veld gelyk te maak, om die veld gereed te maak en om die veld voor te berei sodat besigheid kan begin en besigheid kan ontwikkel. Dit is ons taak. En dit bring ons ook by 'n volgende baie belangrike punt en dit is werkloosheid. Baie keer word daar mense vra vir my, ek stap baie in die strate in en dan vra mense vir my, is daar nie werk vir ons nie? Nou die munisipaliteit skep nie werk nie. Die munisipaliteit het nie werk wat hy vir jou kan gee nie. Die munisipaliteit is 'n gebou daar wat administrasie doen. Ons het die winkels en fabrieke en goed daar by die munisipaliteit. So ons skep nie werk nie. Maar hoe doen ons dit? Ons doen dit eerstens deur goeie munisipale bestuur. U as 'n besigheid wil weet dat daar is veiligheid in Drakenstein. U wil weet daar's goeie bestuur in Drakenstein. There's good corporate governance en dat die mense weet wat hulle doen. En dat jy altyd op ons kan staat maak omdat jy weet dit is wat ek kan verwag van die munisipaliteit daar. Ons is voorspelbaar. Jy kan ons lees. En dit maak van Drakenstein een van die munisipaliteite wat besighede lok na ons toe. As ons kyk na Drakenstein en sy geheel, die ontwikkeling vind teen 'n geweldige pas plaas. In so 'n mate dat ek van tyd tot tyd briewe kry, wil julle nie nou 'n slag ophou nie. Hou net op. Want elke keer as ek by 'n plek kom, dan lyk die plek anderste. Ek weet nie meer hoe lyk die plek. Ek het gister eergister deur Suiderparel gery en ek het my verkyk aan wat gebeur en hoe die plek groei en hoe die plek ontwikkel. En dit is ons taak as 'n munisipaliteit. Om die geleenthede te skep, om die veld oop te maak en vir jou dit moontlik te maak om besigheid te kan doen. 'n Tweede ding wat ons doen is, ons kyk na red tape. Hoe kan ons dit uit die weg uitruim om dit so maklik as moontlik vir jou te kan maak om besigheid te kan doen in Drakenstein? Dis wat ons doen. Ons het nou weggevat van ons sê. Ons sê nie meer nie. Julle sê vir ons en ons kyk hoe kan ons dit doen. En al hierdie goed is gebaseer op 'n paar goed. Die een is Drakenstein se bene waarop hy staan.
is ekonomiese ontwikkeling, eerstens. Saam met dit, 'n sosiale ontwikkeling, social development, is baie belangrik vir ons. Ons kan nie besighede hê, maar dan val ons plek uit mekaar uit nie. U moet onthou, dat as u wil weet, hoe goed 'n samelewing werk, dan vat jy jou dipstick, hy dipstick druk in die kar, die olie is. Dan vat jy jou dipstick en gaan druk jy dit daar agterin. Daar wat niemand kom nie, wat niemand wil sien nie. Dan die woonstelle daar agter by die hokke, dan gaan druk jy jou dipstick daarin, dan trek jy hom uit, dan meet jy, hoe doen hierdie munisipaliteit? Nie op sy boulevards en bome en pragtige berge en goede nie. Dis hoe ek aan kyk. Ek druk hom daarin, dan sê ek vir hulle daar by die munisipaliteit, julle doen nie julle job nie. Kyk hoe lyk die plek. Die plek is vuil, dan wil hulle van die stoele afval. Maar ek meet skoonheid aan wat gebeur daar agter. Amen. En dit is waar u ook moet uitkom. Ek sal nou daarby uitkom. Die derde been waarop ons staan is governance. Ons glo in Drakenstein en ons bestuur Drakenstein op the rule of law. Dit is vir ons supreme, dit is vir ons belangrik. Een van die belangrikste bene. U kan besigheid doen, bly binne die reëls. As u uit die reëls uittrap, gaan ons vir u klap. Hardslaan. Ons gaan nie speel met u nie. Soos wat ons met vrymoedigheid vir hierdie geleenthede gee, so gaan ons met vrymoedigheid teenoor u optree. U moet geen twyfel hê daar nie gemoed nie. Ek kyk na daai goed. Ek kyk na governance. Ek kyk na die toepassing van die wet. Ek kyk na die toepassing van die reëls en ek kyk dat dit regverdig en gelyk toegepas word. Dis waarna ek kyk, dis my job as die burgemeester. Ek bestuur prosesse, ek bestuur die mense en goederes. Ek kyk na die strukture en die prosesse en ek gebruik die kompas om te bepaal wat is die rigting waar Drakenstein moet gaan. Waarna moet ons gaan? En hoe gaan ons daar uitkom? En u is een van die vehicles waarmee ons daar gaan uitkom. Ons dink in Drakenstein nie oor hierdie jaar nie. Ons dink nie oor volgende jaar nie. Ons dink oor die volgende 10 jaar, 15 jaar en 20 jaar. Ons dink aan die ontwikkeling wat daar plaasvind. Hoe gaan die Hoe gaan die riool afloop en aansluit by Kaapstad? Oor 15 jaar. Nou, daai ou wat daai pype wil insit daar, sê maar dit uithaal. Daai goed gaan nie werk oor 15 jaar nie. En dan verstaan julle soms net sê. Maar dit is hoe ons dink. Ons kan nie dink aan die hier en die nou realiteit nie. Maar ons moet toekomstig dink aan die volgende generasies. Ek kan eers volgende jaar as ons weg. Dan sit ek daar op die stoep. Unemployed. Ek is 'n politician, ons het nie werk nie. Ons werk net vir 5 jaar, daarna is gelê weg. Dan sit ons op die stoep. Maar dan moet ons die sekerheid hê dat hierdie goed is in plek. Eers moet die sekerheid hê dat mense verstaan en is georiënteer om in daai rigting te kan doen. So dis die derde been daai. Ekonomiese ontwikkeling, sosiale ontwikkeling en corporate governance. Daar is nog anders, maar vir hierdie is dit nou van belang. Ek het nou met Francis en met Dirk gepraat, ek het gesê, luister man, en ook met die sosiale been, hulle is 3 keer meer as wat hier sit, en dan het ek ook gepraat saam met die governance mense, die prokureurs en advokate wat hier loop, hier bly 'n klomp regters hier in Drakenstein, klomp van hulle bly hier so, klomp ministers, hulle bly almal hier, dis die wetgewers die. En ek het hulle ook so by mekaar gekry en met hulle gepraat en hulle gesê, luister, hoe gaan ons vir julle gebruik? Hoe kan ons julle gebruik om governance te verseker hierso? En een van die briljante goed wat uitgekom het daar, was gewees dat of hulle sien hulle self die hele tyd as een kant, ek is 'n landros, ek is 'n advokaat, ek is 'n dit, ek gaan hof toe en dan gaan ek huis toe en dan eet ek en dan gaan ek weer hof toe. Is maar 'n eensame vervelige lewe. Hulle was baie die helling vir my daaroor gewees, maar ek het hulle gesê, dis wat velige lewe, kry 'n bietjie lewe man.
Kom hier na Drakenstein toe, kom ons wys vir jou wat julle kan doen met al hierdie kennis en ervaring wat julle daar in die howe het, wat julle vir ons heeldag so weer pak gee. Kom ons vertel julle hoe kan julle die gemeenskap help. En wat uitgekom het is, ek bly langs Dirk, ek kry deernisgeld. Ek het nie geld om na prokureer. Hulle vra toe, ons het daaroor gepraat, hulle vra te veel geld. Ons kan nie die howe, ons kan nie die regstelsel gebruik nie. Want dis te eenvoudig net te duur. En Dirk bou 'n muur hier langs my op. Maar nou vat hy die son weg, hy vat alles vat hy weg. Hy ruïneer my hele lewe hierso. En Dirk is net so groot, hoe ek kan ook nie met Dirk praat nie, want Dirk se vingers lyk amper soos Russians. So, as ek nou met hom gaan neer, dan kan die om my daar plat klap in die grond. So, nou staan ek maar daar en ek suffer in silence. En ek sê vir die ouens, luister, skep 'n ding wat ons aan julle toe kan kom, want die ou wat daar agter bly, Steven, wat daar bly met die hoë muur, na jou toe kan kom en vir jou te kan sê, help vir my, ek kan nie myself help. En so het die regsklinieks het nou begin, hulle staan nou op nou en hulle begin nou aan die gang te kom. Sodat Antisina wat vir my kom, na my toe kom en vir my daaroor kan klaar, ek kan haar nou so bestuur. Gaan daar sit 'n prokureur of advokaat daar, die sal luister na jou. En hulle doen dit gratis. So, dit is van die goed. So, maar, dit help nie, want wat gebeur binne munisipaliteite is, sektore werk in silos. Ekonomiese mense werk, hulle loop daar aan een kant rond, hulle het een of ander besigheidskamer en hulle operate daar en hulle doen hulle ding. Social development, early childhood development, alkoholisme en daai klas van goed, hulle is daar aan die ander kant. Corporate governance, daar's niks. So ons bring hulle almal bymekaar, al die bene waarop Drakenstein staan en ons sê, kom ons bring die ekonomie bymekaar. Kom ons bring die social development bymekaar. Kom ons bring hulle bymekaar, almal bymekaar. En praat julle met mekaar. En dan die volgende fase was nog steeds om die goed te integreer. Social development, economic development, to integrate die, dat hulle saamwerk. Want jy werk nie vir jouself, jy is binne in 'n gemeenskap. Jy is binne in 'n munisipaliteit. So ons bring julle bymekaar sodat ons as 'n eenheid, wanneer ek my hand so hou, dan is een vinger is te swak om iets alleen te kan doen. Maar wanneer ek al my vingers bymekaar bring, het ek 'n vuis. En dan kan ek 'n pan slaan. En dit is wat, maar dit 'n analogie, dit is wat ons beoog. Kry almal bymekaar sodat ons in een rigting kan kry. So dit is waar vir die nuwe mense, dit is waar Drakenstein is net vinnig en kortliks waar dit ons op pad is. Baie belangrike ekonomiese ontwikkeling is. Hier het 'n groot fabriekie, die man kom van Denemarke af, hy sit 'n fabriek op hierso en hy opereer maar op sy eie, hy maak klomp geld en hy doen alles die goed en hy stel nog al 'n klomp mense op en so. Maar ons het gemeenskappe binne in Drakenstein in wat sukkel, wat swaar kry. U het die vermoë, u het die kapasiteit, nie om geld uit te deel nie, maar om uit te reik na gemeenskappe toe. U kan nie in isolasie lewe nie. U kan nie in isolasie die besigheid doen nie. U kan nie gebruik van die munisipaliteit om na jouself te kyk en dan loop jy nie. En dit is waar het gaan oor ethics. Ethical behavior. Kom, gee terug. As ek so kyk na die groep wat hier sit, vra ek, waar is die straat besigheidsmense? Weet julle dat dit is een van ons enginekamers, belangrikste enginekamers wat die ekonomie dryf aan Drakenstein. Die ons wat hier op die straat so sit. Hulle is 'n magtige groep. En ons sien daar by die munisipaliteit die impak wat hulle het op die gemeenskap. Maar hulle is hier nie. Besigheid is nie net formele besigheid nie, dis ook informele besigheid.
En dit is waarna toe ons moet beweeg, om almal saam te kry. Dis my job as die toesighouer, as die pa van Drakenstein, om toe te sien dat ons saam beweeg. 'n Huis wat verdeel is, kan toch nie goed gaan met hulle. Ek is die pa, ek stel die reëls neer. Ek sê, dis die pad wat ons gaan doen, ons gaan hierdeur. Julle, kom saam. En as jy nie saam wil kom nie, dan haal ek so nou dat die sweep op uit. Kom, luister, jy moet saamkom. Soms wil hulle my aankla vir mishandeling en goed, maar dis alright. Die landroos staan daar, so hy verstaan wat ek wil sê. Daai een been, ek kan ook so toe gaan. En gaan klaar daar. Maar hoe dit ook al sê, dis die rigting waar ons wil gaan, die kompas, filosofie, net in kort, ons gaan soontoe. Nou, op die pad soontoe, gaan ons klomp struikelblokke kry, as besigheidsmense ook. En dan gaan die integriteit gaan getoets word. Die deursigtigheid gaan getoets word. Die perseverance gaan getoets word daar. Jou resilience gaan getoets word daar. En dit is waar die sukses van 'n besigheid lê en dis waar die sukses van die munisipaliteit lê. Jou sukses is ons sukses is jou sukses. En hierdie munisipaliteit doen goed. Al moet ek dit self sê. Dis nie net 'n munisipaliteit nie, Boeta. Dis 'n stad. Al is daar mense wat dit nie wil weet nie. Drakenstein is 'n stad. En dis die beste sekondêre stad in die land. Dis die toekenning wat ons het. Ek sê dit maar net, dis die omgewing waarna toe kom. Die ontwikkeling wat plaasvind is goed. Maar ons moet oppas dat ons nie eensydig ontwikkeling doen nie. Suiderparel, ons gaan nou Kaap toe. Nee, ons gaan Kaap toe. Hierdie kant is ook gemeenskappe. Daar's Hermon, daar's Saron, daar's Gouda, Simondium. Nee, ek wil nie Simondium. Los hulle. Gouda, Hermon, Saron, Wellington. Gouda, ja. Daar vind geen ontwikkeling plaas. Of baie min van plaas. En die balans is nie lekker nie. En onthou, dis maar nou hoe die lewe is mos 'n lewendige ding. Ons weet al die ouer manne sal weet, die lewe is 'n lewendige ding. Hy het 'n hartklop, hy het 'n gevoel, hy het 'n gewete, hy kan sien en kan hoor. Daarom het die ou mense altyd gesê, pas op wat jy doen daar binne in hy kamer waar jy alleen is. Die mure het ore en oë. En hy gaan vertel daar buitekant, jy dink jy's alleen, jy dink jy's aloor die hele wêreld nie. As ons nie daai ding gaan aanspreek daar nie, dan gaan die equilibrium gaan homself herstel. En wanneer hy homself herstel, dan het ons die beheer oor die equilibrium. Doen dit nou terwyl ons beheer daaroor het. Ek praat te veel, ek moet afsluit. Ek wil net gesê dat die ontwikkeling met plaas van, ja, die vind geweldige ontwikkeling plaas in Drakenstein, soos ek gesê het, die een op my, ek kry gereelde briefie wat sê, hou nou op beslag. Die plek lyk nie meer dieselfde nie. Agter Parelberg is 'n hele ontwikkeling wat plaasvind. Hier kom 'n lughawe op. Ek en Jordan hier Loos, die burgemeester van Drakenstein. Kaapstad, ekskuus tog. Ons twee praat gereeld oor die lughawe en kom gereeld by mekaar. En ons het nou ek het nou die feit verloor dat die lughawe is eintlik in Drakenstein. En hy sê die lughawe is in Kaapstad. En dan het ek nou by Elna, die executive mayor waar sê van Cape Winelands, daar is Steven Armand sê vir haar, en dan beklei sy ook met my. Dis eintlik Cape Winelands. Hoe dit ook al sê, daar kom 'n internasionale lughawe op. Groot. Jy weet natuurlik Kaapstad, die lughawens in Suid-Afrika word baie swak bestuur. Die goed word nie uitgevoer, die boere sukkel. Ons moet kyk na ons boere ook. Ons moet kyk na ons boere. Dus die boere is die eintlike enjinkamer van Drakenstein. Hulle dryf die ekonomie. En hulle sit daar op die grense, daar ver sit hulle, en niemand hoor hulle, niemand sien hulle nie, niemand praat ook met hulle nie.
maar hulle dryf die ekonomie. Hulle is een van ons grootste werkverskaffers in Drakenstein. Die grootste bydra tot die inkomste van Drakenstein. En ons verreken hulle nie. En een van die redes hoekom ons hy lughawe hier gaan het, is om hulle te help om 'n goed uitgevoer te kan kry. Maar die goed kan nie op die skepe kom nie, en wanneer op die skepe kom, en kom aan die ander kant, dan word die goed teruggestuur, hulle sukkel. So daarin ontwikkelings is ook besig om plaas te vind. En daar's 'n klomp ontwikkelings. Johan sal eintlik vir ons beter kan vertel. Ek kan nie tred om met waar al die goed regtig plaas. Ek luister maar by die ingenieurs. Dit gebeur en daai gebeur en die beplanners. Waar die beplanners is hulle ook die munisipaliteitsouens. Hulle sit hier. En dis eintlik die manne wat ek beluister oor hoe werk dit en wat gebeur daar. Drakenstein is besig om te ontwikkel teen 'n tempo wat skrik vir niks. Ek praat saam met die nuwe mense, maar ek wil ook nou met almal praat ter afsluiting. 2026 is 'n baie belangrike jaar in die lewe van Suid-Afrika. Ons gaan in munisipale verkiesings in. Ons gaan jy gaan baie min van ons tyd kry, want ons is buitekant op die veld, ons loop rond, ons praat met mense en ons doen allerlei klas van goed. Ek is die burgemeester van al die mense van Drakenstein. Ek praat nie politiek nie, ek doen nie politiek nie, ek bestuur die munisipaliteit, ongeag wie dit is of wat dit is. Maar wanneer die einde van die jaar, ek gaan ook nie my job doen as 'n politician as ek nie dit sê nie. Moet dit sê. Moet dit sê. En dit is dat as julle kyk na Drakenstein, dan weet julle wat julle het. Julle weet wat julle het, maar julle weet nie wat julle kan kry nie. Onthou net altyd dit. So, ek wil net afsluit deur te sê baie dankie Francis vir die geleentheid om hier te kan wees. Ek word ongelukkig wanneer ek 10:30 moet ek weer vertrek. Ek het 'n vergadering nog weer in en kom goedjies aan. Maar baie dankie vir die voorreg om hier te kan wees. En baie welkom vir die nuwe mense wat hier is en die pad vorentoe en ons praat gereeld. Baie dankie. Burgemeester Stine Korabi. Ons het gister met die Wynlandse lughawe gepraat, burgemeester. Ons gaan vra dat hulle bestuur en direkteur met ons in Drakenstein kom praat of vertel van die ontwikkeling. Want daar's baie geleenthede vir ons besighede om daar besigheid te begin. Hulle bou 'n groot hotel, konferensielokale, groot aanloopbane vir die tasse, massiewe uitbreiding. Ek is besig om te onderhandel met die MD, omdat hy met ons kom praat en vir julle kom vertel wat hulle doen. Dit is massive. $500 miljoen word gespandeer. Groot beleggers wat Rob Hershoff hulle ingebring het, ons is trots op Rob Hershoff. En ek sal dit weer 'n keer sê, ons staan nie terug omdat ons Rob Hershoff se naam gebruik nie. Rob Hershoff het baie geld kom neersit in ons area. En ons is trots op Rob Hershoff. Dankie Rob. Ek vra gou vir Chris om net gou ietsie kom sê van die Dan Butler. Hy is baie stout en baie dom, so ek weet nie hoekom noem hom Dan Butler nie. Maar arme man, hier is hy julle. Ja, dit is echt. Goeiemôre almal. Ek is Chris Lessing, die wat nie weet wie my ken nie. Nou as jy weet wat ek self nie geweet. Ja, ek gaan begin vanmôre. Die burgemeester het gesê die mense is baie, maar ek dink hy was September maand by die Here, nie goed hy gesien, daar was mooi baie. Ja, nou is dit 'n bietjie die jaar skop nog af. So ek wil eers as aan die Sakekamer sê baie dankie. Ek is nou al 4 jaar lid van die Sakekamer. Eerste keer dat ek praat, so baie dankie. Ek hoop dit gaan goed af.
tweede wat ek sê vir die burgemeester, so by the way, by die ontwikkeling wat plaasvind, het jy al gedink om 'n MyCity bussie in te bring, om die verkeersroetes 'n bietjie makliker te maak en die taxi's weg te vat, want hulle is nogal 'n pyn in die gat. Ja, ek dink dit sal maak, as jy so 4 busse, MyCity bussie kan kry, van die verskillende rigtings in, na Sentrale Parel toe sal dit nog makliker word. Dan wil ek vir die pastoor sê, flip het uit op, jy is om op bereik, want ek het 'n bril nodig op die kans, jy sien nog sonder 'n bril. Ja, ek is die Dam Butler. Die mense wat nie weet waaroor die Dam Butler gaan nie. Ons is Hospitality Supply Services. Ek wil eers nou op sit, ek kan sien wat ek doen, anders dink ek nie, ek sê wat ek doen. Ek gaan gou vir julle net so 'n stukkie intro speel. Dan kan julle net 'n idee kry van wat ons eintlik doen en waarvan ons is. So, kom ek doen daai ene. Ja, terwyl hy daar aangaan, ek het so 'n paar almanakke vir die wat wil hê, dis 2026 almanakke. So kan ek weet nie of wie wil hê, maar ek net nou as jy ene. Nou jy jy ene. Dat jy ene. Skreeu, wie wil nog ene? Daar's weer ene. Ja, wie wil hê? Stuur af, daar's 'n man met 'n vinger nie laat. Ja. Nee, maar nie nou staan. Sal jy nou speel as ek. Dit verskaf alles wat jy nodig het. Vir gashuise, hotelle, besighede. Dorina, de Dam Butler. Die verskaffer van alles wat jy nodig het. Vir gashuise, hotelle, besighede. Vanaf katoenlinne, komberse, badkamerprodukte, geskenke, uniforms, breedware en onthaaltoerusting. Jy noem dit. De Dam Butler. Skakel vandag nog 083 426 1652. Ek gaan nou sommer gou daarby aansluit. Dis baie eenvoudig om my nommer te onthou. Almal van julle, daar's ons 'n knaapie vir wie almal baie demoer is. Hy kom baie vroeg by die geskiedenis uit hier in 1652 uit. Sy naam is Jan van Riebeeck. Nou Jan van Riebeeck het in 1652 hier aangeland, 16 April. My nommer is maklik. Jy dink aan Jan van Riebeeck, 083 26 April 1652. So jy kan my nie vergeet, baie maklik. Dis die politiek uit te waai. Right, soos die advertensie sê, ons verskaf aan die hospitality industrie. Ek is nou 20 jaar in die bedryf. Ons het nou 2 toekennings gewen as beste verskaffer van die jaar in 2021 en 2020 consecutively. Ons het groot hotelgroepe al, Protea Hotels, Towers Hotel, you name it. Daar was 5 voor COVID, was daar 7 ster venues in die wêreld en ek het 5 van hulle verskaf. So, toe kom COVID en toe het die hele stolse gat gesien en toe trek ons Kaap, toe ek was in Bloemfontein. Sorry, ek is nou nie een van die ouens wat kaste oorgooi nie. Ek sê dit nou as dit is. Dankie tog. So, die ondervinding wat ons het is nogal groot. Ek het 20 jaar ondervinding in die bedryf. Ek het in 2004 begin. As 'n sideline, ek was eers in optics geweest, optician. En toe het ek sideline begin met die bedryf en aangeklim op die gatkant. Want daai jare, as jy onthou, toe was alles van die Big 5 nog groot geweest. Almal wat die Big 5 gehad. Duwyka was en dit was gordyne en dit was allerlei etiese goeders geweest wat hulle gekry het. Kenia uit en wherever jy kan noem.
So ek het op die gatkant aangekom van dit en ek het begin en ek het naweke gestaan en uitgestal en verkoop en ek het gery naweke verskillende lodges toe en myself gaan bekendstel. So het ek 'n groot naam gemaak oor die jare heen en so toe kom COVID betrek ons, ek was in Bloemfontein en toe trek ek af Kaap oor die beste besluit ooit was. Ek het nog steeds 'n groot kliënteel reg oor die land, veral Bloemfontein en Kaap areas. Ek het 'n groot Facebook page. Ek het 3900 followers op my page en dan het ek 'n gastehuisgroep, 2 gastehuisgroepe op Facebook ook so 3900 mense op elke bladsy, so ek het 'n groot getal followers. Om te begin, as ons kyk na 'n hotel of 'n venue soos Sonneganger, jy begin as 'n gastehuis. So met ander woorde, jy begin, jy het linne nodig, jy het handdoeke nodig, jy het guest amenities nodig, jy het duvet-inners nodig, jy het kussings nodig, kombers, al die tipe goeders. Ongelukkig, as 'n gastehuis of as 'n hotel, kan jy nie by die verskaffers direk aankoop nie, want jy is the end user. So jy het 'n boekhol soos ek nodig, wat geregistreer is, jy moet dat hou werk soos ek, soos Checkers. Checkers verkoop 'n klomp mense se goeders, maar hulle val onder die vangen van Checkers. Jy moet ongelukkig nou maar vir Checkers gebruik. Ek is jou 60-60 delivery. So, kontak my, dan doen ons jou dan vir jou. Ons het 'n groot, ek gaan nou 'n video speel en net so 'n idee te gee, om net touch base. Wanneer jy kyk na linne, dis die begin van die jaar. Jy sit nou as 'n gastehuisbestuurder of eienaar, en jy moet kyk na jou budget vir die jaar. Jy moet dan nuwe linne aankoop. Hier's my gripe met gastehuiseienaars en bestuurders. Jy kyk na jou budget, maar jy kyk vir die jaar vooruit. Ek wil nie breek, ons linne, gaan nou kom by die linne. Ons linne is 'n baie goeie kwaliteit. Nou daar's 'n verskil as jy gaan koop by 'n retail winkel soos Alpies of White House Linen of baie plekke. Hulle linne is 'n short weave cotton wat hulle gebruik. So hy hou 'n jaar en dan is hy in sy piek en hulle wil hê jy moet 'n comeback client wees. Ons linne kwaliteit is van so dat ons het 'n long weave. So dit gee vir jou 'n lewens duur van tussen 3 en 5 jaar. So as jy kyk na jou budget, jy betaal dalk 'n bietjie meer as ek kom ons sê R3 meer. Dan sak. As wat jy nou gaan betaal by White House Linen, jy wag 'n bietjie langer want ons maak dit op request. By White House Linen koop jy hom van die rak af. So jy het onmiddellike voorraad. By my gaan jy so 2 weke wag want ons maak dit op bestelling, maar jy gaan 'n langer lewensduur hê uit wat jy bestel. So dit maak jou budget vir die volgende 2-3 jaar heel wat goedkoper, in steede van dat jy nou elke jaar R100,000 moet op sy sit om aan te koop, maak ek jou budget nou R150,000 oor 'n span van 3 jaar, so ek spaar jou 'n klomp geld. Saam met dit het 'n gastehuis en 'n hotel ook corporate gifting nodig, hulle het uniforms nodig, want jy het jou reception personeel, jy het jou bestuurpersoneel, want jy het jou werkers buitekant, wat in die area en terrein aan stand hou. So ons doen corporate branded, corporate gifting en clothing, en dan doen ons ook jou nog 2 minute, eindelijk. So ons doen al die tipe goeders. Ons het 'n online shop, de TD Butler, gaan besoek kom asseblief, julle kan daar gaan bestel online wat ewer julle wil, as julle nie reg kom nie, bel my asseblief. Wat is hy nommer? Ja, van die weer, baie dankie. Ek gaan gou vir julle hier speel nou voor dit hier gaan. En dan speel dit wat julle kan sien. Daar is my company profile, kan julle hom gou net leer, tot julle luister. En ek kan lees, nee.
Okay, daar so is ene en daar gaan ek gou weer die nuwe ene speel wat Where that works against you, it's time for an upgrade. Introducing Dunn Butler Baron, where comfort, durability, and style meet. Engineered for the demands of the hospitality industry, from our breathable headwear to our durable multi-pocketed pants. A complete collection that unites your entire team, front of house to back of house. Us, customize with your brand to make your professionalism shine. Equip your team with the best. Contact your supplier today. Okay, daar gaan ek gou afsluit. As jy nie omgee nie, want ek wil my tyd is op. Amen. Pastoortjie, jy moet maar saam met my bid as jy wil. Ek wil gou hier, ons moet gou mans staan op en vat hande. Dat is gou afsluit dan met gebed en dan sê ons net baie dankie vir die nuwe jaar. Gou vat hande. Niemand van jou buite nie? Dankie toch. Ons liewe Vader in die hemel, Heer, ons kom vanmorgen uit toe as besigheidsgroep aan die Parel. Ons kom sê baie dankie vir die seëninge van 2025. En ons sê baie dankie dat ons aan die begin staan van die nuwe finansiële jaar. As 'n besigheidsgroep kom ons na u toe en ons vra asseblief dat u die jaar sal seën. Ons vra dat jy elke individu sal seën, finansiëel en met besigheid. Here, ons kom vanmôre op ons knieë en sien wat die brande doen aan die Weskaap. Liewe Here, ons vra vir reën vanmôre aan die lug uit. Ons vra dat die Weskaap sal seën met 'n ongekende hoeveelheid reën, dat ons die veld en die natuur en die diere wat seer gekry het, weer kan vestig op hulle plekke waar hulle hoort. Here, ons kom vra reën in ons finansiële situasie. Ons kom vra reën in die ekonomiese situasie in die land. Ons kom vra reën in die politieke situasie in die land. Ons kom vra reën en die seën op die res van die jaar, sodat dinge baie goed met ons kan gaan in die jaar. Here, u alleen weet wat ons planne is, wat u planne is vir ons in die volgende jaar. U sê daar 7 jare van maar, 7 jare van maarjare, en dan is daar 7 jare wat ons die skiere moet volmaak. Here, ons is op die einde van die 7 jare wat ons die skiere moet volmaak. Ons vra asseblief dat elke besigheidsman sal wees, elke besigheidseienaar, elke rolspeler, elke red daar buitekant. Dat hulle finansiële beplanning so sal doen, dat ons die volgende 3 jaar sal kan uithou. U ken die ekonomiese, politieke toestand in hierdie land, en ons kom vra net die seën af op dit wat vir ons voorlê. Seën asseblief elke lid vir die res van die dag en die res van die jaar. In die naam van Amen. Amen. Francis, ek wil baie maar ek wil net vir Dankie burgemeester. Chris Lessing, baie dankie van de Dunn Butler. Mr. Farmer, waar is jij zo? Kom net vorentoe dat hulle sien wie is Mr. Farmer. Hulle is een van ons nuwe lede, hulle is in Strand, baie groot firma, baie welkom sal rol. Is Jaco nie? Okay. Ek gee net oor vinnig aan julle te speel. Jy net iets jouself voorstel nie? O, hy is bang. Hallo, lekker sal. Lyk my hy is bang om te praat. Hy gaan gou-gou 'n video speel. We are Mr. Farmer.
your trusted supplier of durable workwear since 1950, designed for South Africans who work hard every day. From toughest Australian boots, overalls, PPE, we've got you covered. We supply wine cellars, pack houses, construction equipment, and even medical grade protection to protect you and your team. We also offer custom branding, whether it's printing or embroidering, as well as bar products designed around your business needs. Mr. Farmer Workwear, tough enough for your everyday needs. Taai en sterk, reg vir werk. Sun might burn me till I'm blind, but not to where I cannot see you walking on the back road. Dankie Sarah julle. Zandalie van Zonnevanger, ons is baie trots dat ons weer kan kuier. Wil jy iets met jou wil speel? Gaan jy iets sê? Wie sê iets? Henny? Wie sê iets? Kom, jy welkom. Through cup hands round the tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're awaking from the back roads by the rivers of my memories, ever smiling, ever gentle on my mind. Het lyk asof ek van 'n gym sessie afkom, so opsporing. Môre almal en baie welkom hier by Zonnevanger. Ons is baie geëerd by die Sakekamer vandag hier so aangebied. So net 'n bietjie om te vertel van Zonnevanger. Hier by Zonnevanger kan jy 'n volledige 8 ure Saterdagtroue aanbied vir slegs R65.000 BTW ingesluit. En dit sluit letterlik alles in wat jy op normaalweg laat rondkom. Ons eksklusiewe venue het pragtige tuine vir foto's en ons help julle van begin tot einde met die uitleg, ontwerp en beplanning. Die pakket sluit 'n koördineerder, kelners, kroegdiens en skoonmaak in en jy hoef net op te daag vir jou spesiale dag. Al die meubels, breekware, glase en eetgerei ingesluit, plus luukse dekor en blomme vir die seremonie en onthaal. Tot by 10 tafels met gedruktes vir skryfbehoeftes ook ingesluit. Daar is selfs ook 'n honeymoon suite vir die trouaand en 'n private regmaakkamer vir tot 5 mense vir 2 nagte ingesluit in daardie prys. Dis regtig een venue, een pakket en totale gemoedsrus. Kos word apart geprys volgens julle keuse en dit kan enigiets tussen R390 tot R640 per persoon uitwerk met BTW uitgesluit. En ons help ook graag met aanbevelings vir fotograwe, DJ en trouboeke. Dit is eintlik net 'n beautiful, stresvrye manier om alles op een plek reg te kry. Dis hy. Partners, waar is julle kan kom. Wie weer is dit? As jy
Sannelie. Sean van Business Partners, julle is baie welkom, hulle is ons hoofdoog vir die oggend. Baie dankie, Franse. Goeiemôre almal. Ek is Sean Charlie van Business Partners. Ja, so ek wil net vinnig ons span voorstel, sodat almal kan sien. Ek gaan vinnig deur die presentation gaan sodat ons kan genoeg tyd hê om te netwerk. Ek het vir Comien, ek sien vir Johan, vir Annie en vir Simon. Kan net vir vinnig staan dat almal net sien die span van Business Partners. Baie dankie Fransie Dirk. Uit die Drakensberg munisipaliteit en die Sakekamer, dat lyk asof dit ontplof hierso. Vir ons is 'n investment company, so ons belê klein besighede. So ons agtergrond is ons was die Small Business Development Corporation. Dit is wat weet van die ou fonds. Wat ons so die fonds was gestig deur die Rupert familie en die staat in die 45 jaar gelede. So oor die jare het die fonds nou het hulle aandele van die staat teruggekoop. So van ons fasie miskien as ek net aan die kant kan staan. Onze fonds was, zoals ik zei, was die Johan Rupert en Anton Rupert. Hulle die fonds eintlik gestig 1981 om klein besighede te help. Soos die burgemeester gesê dat ons filosofie van Business Partners is altyd om te kyk hoe om klein besighede te kan help, om dit te help groei. Want vir ons, dit is eintlik, hoe kan ek sê, die bloodline van ons ekonomie. Klein besighede is baie belangrik vir enige land. En ons maatskappy is publicly unlisted oor die 6 biljoen aan asset base. Onze aandeelhouers, soos ek sê, is baie diverse. Ons het die Rupert familie wat ons grootste aandeelhouer is, dan kry ons die banke, en dan is dit nou die insurance companies, jou mutuals, federal discoveries, en dan kry ons nou die staat het ook so 20% aandeelhouer. So ons het heel diverse shareholders, en ons financiering, ons kyk na so plus minus 300 besighede wat ons financier elke jaar. En hoe ons ook financier is baie van die dinge wat die burgemeester nog gesê het, het val basically in onze motto of onze vision. So ons financier nie net besighede om winst te maak nie. So jy moet ook 'n verskil kan maak. So as doing good and doing well is een van onze motto's in Business Partners. Hoe ons kyk na besighede, ons is nie 'n bank nie, ons kompeteer nie met banke nie. Ons is soos 'n investor wat saam met 'n besigheid kan stap en kyk hoe die besigheid kan groei. So ons kyk eintlik laat die besigheid sy next level kan reach, en dan as die banke kan inkom of as 'n ander investors kan inkom, kan die besigheid verder groei. Maar as jy 'n goeie besigheidsplan het wat sens maak en jy het regtig die drive om dit te laat werk, dan kan ons by jou staan en jou help om die besigheid van die grond af te kry of om het te help groei. So ons almal, ons stel ons aan wat baie positief is, baie passionate is oor SMEs. Ons kyk na verhoudings, is baie belangrik vir ons. So ons bou verhoudings met die entrepreneurs, is 'n personal engagement, as nie call centers nie, so jy kry ons 'n nommer direk. So is 'n direkte tipe kontak. So ons stap saam met ons kliënte en ons probeer om te kan help waar ons kan help. Maar ook ons nodig entrepreneurs wat regtig skouer aan die wiel kan sit, wat kan regtig fight vir die besigheid. Jy moet vir ons kan wys dat jy sal nie wegstap van jou besigheid af. Dan gaan ons by jou staan en jou help jou besigheid groei. Ons het baie stelsels wat baie
hoe kan ek sê, banke en institutions wat kom red tape sê, sien omdat ons het 'n baie flat structure. So ons decision making is baie vinnig, quick turnaround. As dit gaan werk, ons sal sê, nee, dit gaan nie werk nie. As ons wil kyk na dit, sal ons saam jou werk en ons besluite kan ons baie vinnig neem om die besigheid. Ons is ons willing om 'n risk te vat, maar ons kyk na wat se tipe risk daar is. Maak dit sens, hoe kan ons daai risk mitigate en so voort. En met die risk kyk ons ook na die viability. So daar is die equation wat ons kyk na risiko versus reward. So is dit in lyn. So jy kan nie baie risiko's neem as 'n klein reward. Verstaan jy? So jy moet dit kan weigh, maar ons model is 'n viability based model. So ons finansier groei. So jou besigheid moet groei. As daar nie growth is in jou besigheid, maak dit baie moeilik vir ons model om jou besigheid te kan finansier. Vinnig om ons approach in financing. So die is eintlik, ons het elke week en ons maak besluit oor deel dat ons wil doen of nie wil doen. So ons het, so die tafel het 3 poetjies as. So ons kyk na die 3 tipe risiko's. Die eerste enetjie is die besigheidsrisiko. Wat ons kyk na, is die besigheid 'n viable besigheid? Is daar groei in die marke van 'n micro en 'n macro view? En dan kyk ons, is die besigheid regtig, hoe kan ek sê, is daar contingency van die besigheid? Gaan die besigheid in 5 jaar bestaan en so voort? So dit is die besigheidsrisiko. Dieselfde soos jy kyk na wat nou 'n printing besigheid gaan begin. Het gaan nie eintlik bestaan in die volgende 5 jaar, want almal gaan twyfel. So ons kyk na so tipe risiko's. Is daar nog mark vir jou besigheid in 5 jaar en so, en dan kan ons ook miskien help, net om te laat verstaan hoe jou besigheid kan groei, van miskien waar die besigheid is en hoe die besigheid kan groei. En dan die tweede risiko wat ons kyk is finansiële risiko. So as ons gaan belê in 'n besigheid wat miskien staalwerk doen en hy nodig of sy nodig CNC machines en hulle masjiene is miskien 5 miljoen of soveel. Ons kyk wat is die waarde van die masjiene en as daar 'n premium is, dan wil ons weet met wat gaan jy inkom. Gaan jy die risiko kan deel met ons? Is daar buite sekuriteit? Is daar eie contribution van jou besigheid af? En met dit kan ons min of meer 'n idee hê, is dit 'n viable besigheid wat ons maar kan kyk. Dan die derde risiko, seker die mees belangrikste, is die entrepreneurial risk. So ons kyk na ondervinding, ons kyk na jou, miskien jou agtergrond, en ons kyk ook wat nou baie belangrik is, na jou integrity, jou business values en principles. So met die 3 risiko's, ons kan miskien wegkom met 1, wat miskien die business risiko is, die industrie, maar die besigheid en trade is baie hoog. Ons verstaan, die entrepreneurs willing om die risk te vat. Ons kan miskien, en die finansiële risk is laag, en die entrepreneurial risk is laag. Ons kan nog steeds kyk om 'n deal te doen. Maar as die entrepreneurial risk hoog is, ons gewoonlik stap ons weg van die transaksie af. Want het is gewoonlik miskien as integrity is miskien vir ons 'n bietjie 'n probleem. Miskien as jy genoeg ondervinding om so 'n tipe besigheid te bedryf en so voort. Maar vir ons die entrepreneurial risk is baie belangrik. Want ons werk met mense. Ons werk met die entrepreneurs. So ons moet hy trust hê met die entrepreneur. Ons wil weet dat die entrepreneur wat ons nou gaan belê in, hy gaan regtig beklei vir hy besigheid. En onthou, elke besigheid stel mense aan. Ons is ook verantwoordelik vir hy families, hy households, wat ook lewe van hy besigheid af. So, ons entrepreneurial risk is baie belangrik. Ons kan risiko vat op die besigheid, ons kan risiko vat op die finansiële risiko, maar die entrepreneurial risk is nog iets wat ons regtig nie kan risiko vat nie. So, ek gaan net vinnig met ons tipe produkte, ons span is hier, so hulle kan miskien ook meer insette gee oor ons tipe
produkte wat ons het. Ons het 'n hele paar produkte. Een van is ons het 2 funding channels. Een funding channel is business investments. Ek is meer aan die eiendoms property investments. So ek kyk meer na eiendomme wat ons kan koop vir business partners. Maar ek gaan net vinnig deur die produkte gaan. So business finance is ons 'n normale finansiering produkte. Dit is expansions, werkskapitaal, bates, takeovers, property acquisitions and revamps, franchises en soos ek sê die management buyout. Soos gewoonlik, jy kry miskien 'n franchise wat miskien 'n besigheid is en die eienaar is miskien wil aftree en jy dit gaan oorkoop. So dit is waar ons kyk na takeovers en management buyouts. Maar ons sal kyk met 'n sekere waardasie en kyk as die prys vir van die transaksie. Onlangs het ons een baie belangrike fonds. Ek probeer daarmee help. Dit is 'n baie belangrike fonds. Ons het as die fonds wat ons net gelaunch het nie. Ons het 'n fonds, die fonds is 'n vrouefonds. Dit is die Basari vrouefonds. Die states van die vroue, het is gaan kyk na die states. Ek dink ons hoe kan ek sê, ons doen nie genoeg vir ons vrouens, dat ek net die waarheid praat. En van 'n finansierder, ons boek wys dat vrouens sien dat ons meer geld vir vrouens gee as manne. So dit is maar net feite wat daar is. Vrouens kyk meer na hulle besigheid as mans doen. En dit is maar net feite. En dit is vet. So ons vrouefonds is 'n fonds wat ons kyk nie so hard soos ons ander fondse doen. Ons kyk, is meer 'n sagte fonds, dit is meer, ons is nie so oor die sekuriteit nie, maar ons wil nog steeds kyk na die entrepreneurial risk, die business risk en die financial risk. Maar die vrouefonds is meer om meer vrouens in die mainstream economy te kry. Ek dink as daar meer vrouens in die economy kom, gaan die country se GDP maklik opsteek. En ek weet, ek moet dit eintlik sê as 'n man nie, maar as ek maar feite wat daar is, so ons kan nie eintlik argue met dit nie, maar dit is wat dit is. So die vrouefonds is baie, ons vrouens in business partners is baie passionate oor die fonds en ons wil regtig sien dat vrouens kan miskien aansoek kan doen op die fonds as die besighede het of besighede wil begin. Maar het is 'n baie belangrike fonds vir ons. En ons doen die fonds ook saam met ons shareholders en stakeholders. Wat ook baie passie is oor die fonds. En dan wil ek nog net vinnig, ons het short-term finance. So die is financiering by ons is in competisie met jou Lula Land en so nie, maar as maar net 'n fonds wat ons vir ons entrepreneurs oor 'n jaar of so. So jy veel lank in die kontrakte is nie, maar as net 750 hy miskien 'n klein kontraktie wat jy het, 'n purchase order, dan kan jy vinnig die short-term finance, dan kan jy apply vir dit. Ons het ons asset finance, wat ook baie goed doen. Hy miskien masjiene wil koop en jy wil miskien jou asset list wil jy miskien revamp. As nuwe masjiene wat inkom, nuwe tegnologie. Ons het 'n fonds wat kyk net op die assets van die besigheid. En dan van ons, dis van ons baie popular produkte. Ons doen 100% financiering vir eiendomme. En die produk is eintlik 'n produk wat kom van ons kliënte af. So die produk is nie, soos ek sê, is nie 'n produk wat ons in kompetisie is met enige van die ander finansierers nie, maar is 'n produk wat vir ons sens maak. Ons is 45 jaar in die mark en ons finansier besighede vir so lank al. En ons nou en dan, as ons kyk na die tipe transaksies waar die ouens na toe kom as hulle troublend is, hulle het 'n gebou gekoop, hulle moet 'n 40% deposit neersit, plus wet en legal cost. Nou, dit is mooi, jy eiendom gaan koop van 10 miljoen, jy moet 3 miljoen neersit, jy moet wet betaal, jy moet legal cost betaal, jy moet miskien moving cost, jy moet allei uit jou besigheid uittrek, en jy moet allei geld in nou eiendommen sit wat 6% groei, 7% gelukkig is.
So, waar jy daai geld kan gebruik en in jou besigheid insit en 'n GP kry van 40% of so. So vir ons dink dit meer aan, ons kan jou eiendom vir jou finansier 100%, waar jy jou kapitaal gebruik om jou besigheid te groei. Maar as ons die transaksie doen, kyk ons sê, ons gaan nie goedkoop soos die bank. En die bank gaan dit miskien doen teen prima plus 1. Ons sal dit nie kan doen teen prima plus 1 nie, maar ons kyk oor 'n lang termyn om jou besigheid te groei. So die transaksie wat ons structure is oor 10 jaar, na 10 jaar gaan jy die eiendom own. Unencumbered is jou nou. Jy hoef nie sent in te sit nie. Ons structure it according to your affordability. Maar jy koop jou eie gebou, wat jy kan miskien jou besigheid verkoop en die eiendom gebruik as huurinkomste. Maar jy hoef nie 'n sent in te sit nie. So, dis van ons most popular product en ons vorige leiers, Anton, hulle die produk gedesign en het is 'n baie goeie produk. Het help baie besighede. En as jy die tipe asset op jou balance sheet het, het maak soke groot verskil aan jou besigheid. Jy kan net om 'n besigheid te hê, jy value jou besigheid vir 10 miljoen of so. As maar supply and demand. Iemand gaan kom en sê jou besigheid is 2 miljoen rand werd. Maar as jy 'n bate het soos 'n eiendom, maak dit 'n groot verskil aan die waarde van die besigheid. So dis 'n baie goeie produk. En gesels met ons as jy miskien kyk na eiendom waar jy wil koop by tans hier, of miskien het jy 'n eiendom en jy wil miskien van jou geld losmaak en herfinansier. So ons is baie open en flexible hoe ons kyk na die tipe transaksies. Soos ek gesê het, ons doen as meer as 100% eintlik, want ons finansier die wet en enige ander kostes ook. En dan nog enetjie wat baie popular is met ons is property development, waar ons residential developments doen. Developer, hy own 'n stuk land en hy wil miskien residential flats doen om dit te verkoop. Ons het baie aansoeke gekry van die Drakensberg munisipaliteit dat nog kom. Daar's baie van ons het 'n housing crisis in die Weskaap. So het is net normaal vir baie van die entrepreneurs om in die space te gaan, maar ons kyk dit baie different as die banke. So, maar gesels met ons ouens, daar's sulke klomp tipe structures, die manne kom met al die idees uit en dit is 'n baie goeie produk, wat baie goed doen, tans. En dan meer aan my kant, so ek en Simon, ons kyk na om eiendomme te koop vir business partners. So ons koop dit vir die balansstaat van business partners. So die is jou industrial parks, mini factories. So ons kan 'n offer koop en koop ons die park of 'n strip mall, soos 'n convenience center, wat enkels miskien 'n spa of so. So as enigiemand wat weet van eienaars wat eiendomme het, ons koop dit. Ons portfolio van eiendomme wat business partners besit is plus minus 2 biljoen. So ons kyk altyd om meer eiendomme op ons portfolio om in te bring, eiendomme te koop en so. Maar julle kan saam met ons gesels, ons kyk baie na die transaksies en ons wil eintlik doen. En ons hoef nie na 'n bank toe te gaan nie. Al ons inligting is op die internet. Onze status, julle kan sien hoe die company doen, wie is ons executives, wie is die MD, wie is die board en alles. So ons gebruik ons eie geld om die eiendomme te koop. So as daar enigiemand is wat weet van mense wat eiendomme besit en hulle wil dit miskien verkoop, of hulle wil miskien net uit cash, hulle kan saam met ons gesels, dan kan ons kyk na die transaksie. Stel met die JV's. Baie kere kom ouens, hy wil miskien 'n strip mall koop. En dan enkels miskien 'n spa of 'n Pick n Pay met die verskillende line stores. Ons kan 'n JV doen waar ons 50-50 own in die eiendom en dan gebruik ons die huurinkomste miskien om ons yield te kry en so voort. So dis ook 'n baie goeie produk. En ons gee die geleentheid om ons uit te koop. Kyk, ons as business partners,
ons is in die besigheid om geld te verkoop. So ons gebruik die tipe modelle om ons geld uit te kry en om 'n sekere return te maak op dit. So alles wat ons miskien bespreek met die kliënt, dit is upfront wat ons bespreek en jy weet wat is die invoer. En as ons besluit om te verkoop, dan weet jy teen wat gaan ons miskien uitbring of so voort. Ja, en dan ons 'n referral fee jy op ons deals kan stuur. Soos ek sê, ons het budget vir dit, maar julle kan saam met die ouens bespreek hoe dit werk, as daar miskien iemand is wat julle van weet, wat miskien vir ons 'n deal kan stuur. En dis maar net iets wat ons doen om dankie te sê, gewoonlik net om iemand 'n handshake te gee en om skouer te pet, dit is genoeg nie. En gewoonlik jy share saam met die intermediaries, Drakensberg en so voort, maar dit moet ook met die consent of die policy is van die munisipaliteit. Ons weet die banke aanvaar nie referral fees nie, maar ons gee referral fees aan die rekenmeesters en so voort. Maar bespreek dit saam met die span en saam met die ouens en dan kan ons kyk hoe ons werk kom. Ja, dit is al van my kant af. Weer eens baie dankie Dirk om ons hier so te genooi. Ja, en dit is al van my kant af. Komien, kan jy vorentoe kom asseblief? Komien. Almal van julle weet ons begin met 'n vroue in besigheid in Drakensberg. Komien is die deel. Ek soek al jou vrouens in besigheid, lid te word van Drakensberg Sakekamer, in te skakel met vroue in besigheid. Dis jou werk. Julle, ons wil vreeslik graag inskakel met die hele Wes-Kaapse vrouens. Ons het sterk vrouens in ons areas en dit is ons baie belangrik dat ons baie sterk groei met die vroue in besigheid. Ons kry nuwe vrouens, nuwe besighede, nuwe ouens en ons weet nie van die besighede om ons nie. So Komien, ek en jy sal Dinsdag sit, ek kom dan in jou kantoor toe, so jy sal by wees en ek soek al julle vrouens in besigheid gedrag in sy selfkamer. Sy's werk. Okay, kom ons trek nog gelukkige trekkings. Hallo Tanya. Jackie, ek sien sy staan buite. BPSA Melchior. Die direkteur pryse sien. Okay, Jackie. Hoe staan jy buite, Jackie? Cindy Abrams, wie is dit? Wie is julle? Hallo Cindy, is jy lid by my? Waar is Cindy? Okay. Thinking. Winders Accounting, wie is dit? Nadine. Baie welkom. Uniclock Sales, wie is dit? Oei, wat nie nou? Wie is nie sy? Wie is sy? Sy. Welkom, wat so naam? Chest. Okay. Baie geluk, right? Dankie Fidelity, dat julle geld baat Fidelity. Liesel, waar was jy? Liesel nie hier nie, my jette. Trekker, John. Oh gosh. Liesel is John. Dankie John, right? Ja. Dankie John, right? Bronwyn, kan baby. Wow.
Christa, Elsa. Kom Christa. Hulle is een van ons groot firmas wat ons gekom het. Hulle doen die verpakking en goed Christa, baie welkom by ons werk. Oké, dis al. Dankie Koende van Sappel vir ons. Dankie as heerlijke kostbuiten, die koffie is gereed, die verversings is gereed, kom geniet julle hoor. Hoi almal, ek gaan net gou bedankings doen voordat ons gaan. Eerstens wil ons net sê aan al die sprekers, baie dankie vir julle wat hier voor julle tyd uitgesit om hier voor te kom gestel. Dan vir al die staf en die bestuur van Zonnevanger, vir die pragtige fasiliteit en die eetgoed. Koffie bedien deur Sari Koffies, julle sal sien julle is lekker bederf met Sari Koffie vandag. Dan almal wat gehelp het met die registrasietafel, Lisel, Uniclocks en almal. En dan Uniclocks vir die begin, wat begin het by die face recognition en die registrasie, dit is regtig aanwinst vir die sakekamer. Vitality IDT, wat help met die registrasie en die veiligheid, baie dankie vir julle. 'n Spesiale woord van dank aan ons hoofborger, business partner, Shawnee Kumie, julle word opreg waardeer. Dan ook aan almal wat gelukkige trekkings geborg het en onder andere wil ek net uitwys AgriVision, Bernie, hy is nie hier vandag nie, maar hy het vir ons 'n stel van 2 sonbrille geborg wat ons vandag uitgegee het vir 2 gelukkige wenners. Almal wat hulle produkte by die klein tafeltjies uitstal, julle kan na afloop van hierdie verrigtinge net daar omgaan en hulle ondersteun en gaan kyk 'n bietjie wat hulle alles aanbied. Cherry, Fidelity IDT en almal wat hulle voertuie en hulle dienste buite uitstal, baie dankie vir julle. Die klankman en sy span, videograaf, fotograaf, YouTube-peneer, Edgar Petersen, baie dankie vir jou en welkom by ons span. En dan, laaste maar nie die minste, die aankondigings vir funksies en goedjies wat nou nog op dreef moet kom hierdie jaar en in die baie onmiddellike tyd nou. Vrou en besigheid, alle sakevroue wat lid van die Drakensberg Sakekamer is, kom kry asseblief jou aansoekvorm, voltooi dit en dien dit in. Daar is nie enige koste aan die Drakensberg Sakevroue vir hierdie volgende 6 maande nie, sover ek weet. So as jy al reeds by Sakekamer is, kom vul jy vorm in dat ons jou op die database sê. Dan Drakensberg Sakekamer vrou en besigheid se eerste funksie vind plaas die 30ste Januarie. So ek weet Comine, hulle se maatskappy gaan omtrent 90% van die seats volmaak. Hulle is baie passievol oor vroue en besigheid, maar hier is ook ander vroue wat dit wil bywoon. Ons gaan vir julle uit julle skoene uitbederf. Dit gaan wees by Kleineberg of Kleine Parys. En asseblief kyk uit, registreer boek by ons by info@Drakensberg Sakekamer. Dit is 'n moed. Dis die eerste een van die jaar. Dis baie powerful. Dan kom registreer jou WhatsApp nommer by my of stuur net 'n e-pos aan info@Drakensberg Sakekamer. Dan registreer ons jou op die WhatsApp groep en dan kan jy ook inligting op WhatsApp ontvang. Indien daar firmas is wat hulle funksies wil borg soos hierdie, soos wat business partners gedoen het, kan julle ook 'n e-pos rig aan Drakensberg Sakekamer info@Drakensberg.co.za. Nuwe besigheidsaansoeke kan voltooi word by ons inligtingstafel, so kry maar net jou vormpie daar en dien dit in. Drakensberg Sakekamer TV, vir die wat nog nie weet nie. Ons het ons eie TV-program, Drakensberg Sakekamer, wat op sosiale media obviously ook gepromoot word en geadverteer word. So daar het ons 64,000 lede van die Kaapse Wynland distrik wat op jou Pels blad is, wat ook hierdie video sien, van die dienste en die besigheid wat jy natuurlik aanbied. Sou jy belangstel, kan jy e-pos ook rig aan info of marketing@Drakensberg Sakekamer en dan kan ons vir jou kwoteer op jou video en jy kan die volgende episode wees. Dan volgende Sakekoffie sal wees Vrydag die 27ste Februarie en ons soek nog 'n firma om daai Sakekoffie te borg. So maak asseblief kontak met ons weer eens op info@Drakensberg Sakekamer en daar sal dan nou met afloop van hierdie verrigtinge geleentheid wees om besigheidskaartjies uit te deel en dan ook julle produkte aan mekaar te bemark. Baie dankie en veilige huisdiens.
Carry on regardless. Don't mind me. And so we conclude our first business coffee of the Drakenstein Business Chamber for January 2026. And this one, of course, made possible by Business Partners, and it was hosted by Zonnevanger Estate, and this video was, of course, produced by EJ Community Services, trading as EJ Breaking News live streams. God bless.